Amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Baie welkom vanmôre hier by die AGS Care Village se oggenddiens hier op Moedersdag en ook van my kant af aan al die moeders. Baie geseënde dag vir julle. Kom ons open met gebed. Aan die koning van die eeue. Amen. Die ewige, almagtige God. Vanmôre het ons 'n skuilplek in die teenwoordigheid van die Here. Yes, Lord, ons kan vanmôre in U skuilings vind. En ook vanmôre weet, U is met ons. U stok en U staf, die vertroos ons. Amen. Laat U naam ook vanmôre deur ons verheerlik word. En mag U woord tot ons gees spreek in Jesus naam. Amen. Nou, vriende, ek dink een van die skrifte wat die meeste vanmôre op kansels gebruik gaan word is Spreuke hoofstuk 31 vers 29. En dit sê, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die skrywer sê ook in die begin by vers 10, wie 'n deegsame vrou vind, het iets goeds gevind. Mag die Here sy woord tot ons harte seën. Ek was gister bevoorreg om daar by Bloubergstrand 'n aantal predikers toe te spreek en ook 'n aantal lidmate, broers wat betrokke is in bedieninge, en met die getuienis tyd toe vertel 'n man dat hy het voor COVID het hy 'n sekere produk aan 'n sekere fabriek hier in die Kaap voorsien en dit was sy inkomste gewees. Maar op 'n dag is hierdie fabriek uitgekoop deur 'n ander firma en het hulle die hele fabriek Johannesburg toe geskuif en vir 3 jaar het hulle nooit weer by hom 'n bestelling geplaas nie. Hy sê maar, hy was onlangs in Suidwes-Afrika, Namibië soos dit vandag is, op 'n sendingreis. En in die stilte van die Suidwes natuur, sit hy een aand en hy hoor duidelik die Here sê vir hom, wees jy net dankbaar. Wees jy net dankbaar. Ek sal die res doen. Wees jy net dankbaar, ek sal die res doen. En hy sit toe en hy begin so skryf oor alles waaroor hy kan dankbaar wees. En die volgende oggend, toe hy sy foon eintlik by 'n plek kry waar daar 'n sein is, toe het hierdie nuwe firma deur die nag 'n bestelling vir hom geplaas wat hulle onmiddellik wil hê van sy produk. En toe hy nou weer in Suid-Afrika hier is, het hy nie geld om die materiaal te koop om hierdie produk te maak nie. En hy het so R15,000 nodig en hy dank net die Here dat R15,000 vir die Here niks is nie. En nog voordat hy kon amen sê, toe betaal 2 verskillende persone geld in sy rekening wat toe R12,000 is. En hy dank die Here vir die 12. Hy sê hy sal 'n plan maak vir die 3. En terwyl hy nog dink aan hoe gaan hy 'n plan maak, toe betaal iemand R3,000 vir hom. En weet jy, terwyl ek dit luister, toe besef ek net weer opnuut hoe belangrik is dankbaarheid. Om dankbaar te wees vir jou omstandighede, dankbaar te wees oor die dinge wat jou pad langs gekom het.
Die ou lied sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en sien hoe goed God dit met jou bedoel, en hoe God dit met jou deel. En ek wil vanmôre sê, ek dink as Dawid my notas kon gekry het, sou hy 'n psalm geskryf het oor hierdie dankbaarheid vir moeders. Ek wil vanmôre amper 'n poesie vir u voor, 'n gedig, met my eie woorde. En ek wil begin met 'n dankbaarheid vir die moeders wat hierdie jaar vir die eerste keer geboorte geskenk het aan 'n baba. Vir die eerste keer kon sy 'n baba in 'n kot neersit. En dan sê die psalm of die liedjie digter sê, I believe every time I hear a new baby born cry, I believe. En dis waaroor ek vanmôre ook kan dankbaar wees. Daar's ma's wat vanmôre vir die eerste keer kan sê, maar ek's ook 'n ma. Want ek het in die jaar geboorte geskenk. Maar wanneer 'n mens na daai baba kyk, dan kan jy uit jou hart uit net sê, I believe. Want daar is 'n God in die hemel. 'n God wat omgee. 'n God wat in my belang stel in so 'n mate, dat as ek my hare in die oggend kam en ek sien daar het 'n paar uitgeval, dan weet ek, dan moet die Here my hare oortel, want die Bybel sê hy weet hoeveel hare is op my kop. I believe. En vriende, dit is so wonderlik om nog steeds dit te kan beleef, dat die Here gee vir ons om, en hy wil elke ma seën met kinders. Maar vriende, dan is daar ook ongelukkig hulle wat vandag hartseer is, wie hierdie jaar 'n kind aan die dood moes afstaan. 'n ma wie se hart gebroken is oor 'n kind wat nie meer daar is nie. En dan wil ons vanoggend vir daai ma sê, Jesaja 66 vers 13 sê, soos 'n moeder haar kinders troos, so troos die Here ons. Soos 'n vader sy seun dra, sê Deuteronomium, so dra die Here ons ook in ons woestyntydperk. En dit is hierdie versekering in ons harte, wat ons vanmôre kan sê, dankie. Dankie Here, dat ons nie alleen deur hierdie woestyntydperk gaan. Dankie, ons gaan nie alleen deur hierdie dal van doodskade weer nie. U is met ons. U is daar om daai moeders op te tel en hulle baie styf vas te hou. Maar vriende, ons is ook dankbaar vir hulle wie se kinders regtig swaar kry. Dink aan die kindertjies wat vanmôre kaalvoet moet loop omdat daar nie skoene is. En ons dink aan kindertjies wat gisterand honger gaan slaap het en ma's wat se harte gebreek was. Maar dan dank ons die Here dat daai kindertjies het 2 voete. Ons dank die Here dat daai kindertjies het 2 oë om te sien. Ons dank die Here hulle 2 ore om te hoor. En dit is miskien nie baie mooi vir jou. Die sal sê, jette die kind het honger gaan slaap. Dit het gevoel soos doringdrade in sy maag so honger was hy. En tog sê jy vanmôre dankie. Jy sien, die omstandighede is miskien nie iets om oor dankbaar te wees nie, maar daar's tog seëninge wat 'n mens kan tel. Hulle vertel van 'n man wie se kind gebore is sonder ore. En toe sy vriend daar kom, toe sê hulle moet nou nie iets sê oor die kind se ore nie. Die man voel nou al baie selfbewus dat sy kinders nie ore het nie. En hierdie vriend kom by hom. Hy sê vir hom, jong, baie geluk met die geboorte van hierdie seentjie. 'n Mens kan sien hy gaan 'n goeie rugby speler wees, maar jy moet sy oë baie mooi oppas. Hy sê, hoekom sy oë? Hy sê, want hy sal nooit kan brille dra nie. So vriende, 'n mens het altyd 'n rede om ook
dankbaar te kan wees. Dan is daar natuurlik die moeders, wat vanmôre sit, wat deur 'n miskraam gegaan het. En wat sê 'n mens vir so 'n ma? Wat sê 'n mens vir iemand wat alles voorbereid gemaak, en die kot is daar, die partytjie was al gehou, is nie kitchen tea nie, wat hulle ooievaarsparty, ja, 'n ooievaarspartytjie was gehou, en dan is daar 'n miskraam. Die hartseer daarvan. Maar ook vanmôre die ma's wat al deur jare heen gegaan het, wat dit ook al beleef het. Dan kan ons net vanmôre vir hulle sê, weet julle wat, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Ons staan en ons kyk vanmôre in 'n spieël en 'n raaisel. Ja. Ons het nie antwoorde nie. Maar dit weet ons. God sal nooit iets oor ons pad vat, wat hy weet ons nie kan hanteer. En die Here sal ons ook daarin versterk. So ek wil ook vir daai moeders vanmôre sê, wees dankbaar. Jy gaan nie alleen hierdeur nie. Die Here is met jou. Yes. En dan dink ek aan die pleegouers. Dankie vir pleegmoeders. Wat kindertjies wat weggegooi is, kindertjies wat weens omstandighede weggeneem is, hulle huise en hulle harte oopmaak, sodat daai kinders 'n plek van veiligheid kan kry. En dan dank ek die Here vir ouers wat bereid is om hierdie pad te stap. Ja. Siobhan, ons dogter, en Dani, ons seun, hulle het onlangs 2 seentjies aangeneem, wat hulle deur pleegsorg gehelp het. En ek kan onthou die dag toe die ouers herstel is en die kinders weer teruggegaan het na hulle eie ouers toe, die hartseer wat Dani en Siobhan en ook Andrew moes beleef, toe die huis weer skielik stil is en die kamer is stil en hy skoon en die wasgoed is minder as wat dit voorheen was. Maar dankie vir sulke ouers. Partykeer verstaan die familie dit nie. Ek het 'n baie goeie vriend van my en ook een van ons studente wat 'n kindjie aangeneem het op pleegsorg. En die geweldige aanslag wat hy en sy vrou kry van die familie af, dat hulle so 'n kind inneem in die huis. Maar vanmôre wil ek dankie sê vir sulke moeders, wat hulle harte oopmaak, wat toelaat dat daar kindertjies hulle skote vertrap, maar ook hulle harte vertrap. Wat 'n plekkie kry van, hier is iemand wat vir my lief is, en vir my omgee. Ongeag wat my ouers se omstandighede is. Ongeag wat my ma se omstandighede is. Dankie daarvoor. Yes, man. En dan, dankie vir die ma's, wat met soveel liefde en omgee, hulle kinders grootmaak. Ek dink, toe my ma in die hemel gekom het die engel gesê, ek so bly jy is nou in die hemel, want ek was jou bewaar engel, maar waarag is daai Gert Venter, daai seun van my, het my grys hare gegee. Maar love changes everything. Liefde verander alles. Love makes the world go round. En vanmôre dank ek die Here vir ma's wat nog met liefde hulle kinders grootmaak. En nou wil ek vir jou sê, jy's vandag 'n ouma, want die Here bederf jou met kleinkinders, omdat jy nie jou eie kinders vermoor het toe hulle tieners was. Maar met liefde het jy hulle verdra, en met liefde het jy deel gehad in hulle. Ek staan nou net en dink aan my ma, en haar liefde, en ek het regtig 'n fantastiese ma gehad. Sy het saam met ons tokkie gespeel.
Sy het saam met ons Blikaspaai gespeel. En sy het saam met ons die dominee se vrugte gesteel. En een aand sit sy bo in die boom, en die dominee kom toe 'n bietjie vroeër van huisbesoek af, as normaal. En hy het sy kar altyd onder die vrugteboom ingetrek en dit daar geparkeer. En toe sit my ma bo in die boom. En hy het uit die kar uitgeklim, sy Bybel neergesit, die kar gesluit en toe hy so wegstap. Toe sê hy, Hetty, as jy afklim moet Hetty my boom breek nie. En 'n klompie jare later is ons in die bediening in Kalinin, daar naby Pretoria. En daar was 'n appelkoosboom by die pastorie wat op die kerkgronde was. En ons het die kerk se geboue vir 'n kleuterskool geleen vir 'n funksie. En Daphne roep my, sy sê, come and look. Ek sê, wat's nou? Sy kyk hoe steel hulle ons appelkose. En ek kyk so en ek begin lag. Sy sê, jy moet nie lag nie, hulle steel. Ek sê, weet jy wat die Bybel sê, wat jy saai, gaan jy maak. Ek het die predikant se vrugte gesteel, nou is ek die predikant en steel hulle my vrugte. Maar dis die goed waaroor ons kan dankbaar wees. Die dinge wat vir ons van klein nood is, om te kan weet ons ouers, ons maas het ons lief gehad. Party van ons maas was moeilik. So kom ek elke keer as ek gaan kyk as Andrew hokkie speel, ek maar my oë toeknyp, want ek het baie slae met 'n hokkiestok gekry. My ma het vir sy Transvaal hokkie gespeel. Maar dit was altyd met liefde. En dis waaroor ons dankbaar is. Ons is dankbaar oor die moeders, wat kinders wat verwerp is, nog steeds in hulle huise toelaat. En iets spesiaals ook vir daai kinders doen. Ons het die skool, die laerskool waarin ek was, was aangrensend aan die weeshuis in Kreeusdorp. Ek was in Kreeusdorp Oos Laerskool. En toe my sussie graad 1 toe gaan, toe is daar 'n seentjie wat van die weeshuis af is in haar klas. En toe kom sy die middag by die huis en sy sê, Ma moet asseblief 'n ekstra kos inskep, want daar's 'n seentjie in ons klas wat in die weeshuis is. So my ma het toe elke dag ekstra brood ingepak vir die seentjie. Net ook om liefde te wys. En toe die weeshuis een middag 'n bietjie afmiddag gehad het, toe is daar 'n klop by ons deur en toe is dit die seentjie wat saam met my suster in die klas is. En hy sê vir my ma, Tannie, baie dankie vir die brood wat Tannie elke dag vir my stuur. Maar ek is nou moeg vir appelkoos konfyt. Kan jy iets anders vir opsit nie? Maar weet julle, dit bly nog die dankbaarheid wat daar is. En daarvoor sê ons ook vanmôre dankie vir moeders. Ja. Wat kinders wat verwerp is, nog steeds met liefde hanteer. Vanmôre het ek geweldig baie SMS'e gekry. En van oud lidmate. Wat net weer eens bietjie bevestig het wat Daphne vir hulle beteken het. So baie van hulle het gesê, ons dink baie spesiaal aan jou. Verskoning. Vanmôre kan ons ook dankie sê vir ons moeders wat vooruit gegaan het. Moeders wat ons van kan sê, ek hoor my moeder bid. En sy noem my naam in haar gebed.
En 'n mens mis dit. Ek mis dit. Ek mis daai intercede. Ja, sy het my maar baie gekrit oor my preke. Baie vertel waar ek foute gemaak het, dat ek met my hande in my sakke gestaan het. Want dis die goed wat 'n mens mis. En waarvoor ou die Here net dankie sê. Nou ander aand kry ek 'n oproep van 'n oud lidmaat wat sy ma gediagnoseer is met kanker. En sy sê, waar staan die Daphne nou? Sy sou die regte woorde gehad het en sy sou kragtig gebid het. Ek sê, maar ek kan ook bid. Sy sê, jy kan nie so kragtig bid soos dan die Daphne. Ons dank die Here vir sulke moeders. Ons dank die Here vir moeders wat hulle kinders met waardes en normes wat woordgefundeerd is, die huis uitgestuur het. Kinders wat vandag getroud is en kan terugkyk en net sê dankie vir 'n moeder wat my geleer het van Jesus. 'n Moeder wat my geleer het hoe om te bid. Op ou se moeder se skoot wat jy die Onse Vader geleer het. Jou moeder se skoot wat jy die Psalm 23 geleer het. So dankbaar. Ons is dankbaar ook vir die moeders wie vanmôre se kinders oorsee is. Dat die Here vir hulle oorsee werk geskep het. Hulle lewe verander het. Hulle lewe verryk het. Al sit ons alleen hierso en die kinders is oorsee. So ons nog steeds saam met daai ouers dankbaar, saam met daai ma dankbaar dat die Here 'n ander weg vir hulle gebaan het. Hier is nog so 'n klompie punte, maar ek dink ek wil afsluit. So dankbaar vir die ma's wat vanmôre swanger is. En weet dat daai baba terwyl hy in sy moeder se skoot is, ken die Here hom alreeds. Dankbaar vir moeders wat swangerskap het. Die ma's wat swanger is, dink nie dis iets om oor dankbaar te wees. As jy dink aan die morning sickness en die cravings en dan die gedagte van die kraampyne wat nog op pad is. Nou ek kan daarom vir daai ma sê, ek kan saam met julle praat. Want met ons eerste baba het ek ook morning sickness gehad. En ook baie erg. En een nag, 2 uur toe word ek wakker, toe sê ek vir Daphne, ek is nou lus. Toe sê sy vir 'n chocolate milkshake. Toe sê ek ja. Toe sê sy ek het dieselfde craving. Kom ons ry padkafee toe, ons gaan koop 'n milkshake. Toe klim ons in die kar 2 uur die oggend en ons ry van Woordburg af reg deur die stad Pretoria Noord toe. En daar was 'n padkafee oop, daar op pad Warmbad toe, waar ons toe gaan milkshake drink het, want ons het 'n craving gehad vir milkshake. Hoe ek ken dit. Ek ken van op 'n vliegtuig te sit, op pad terug van Windhoek af Johannesburg toe. En skielik begin hier snaakse pyne ontstaan. Gelukkig het die dokter my 'n pilletjie gegee. En hy het gesê as jy begin met jou kraampyne, drink hierdie pilletjie want ons weet nie wie sal die hospitaal toe ry nie. So toe moes ek vir die lugwagding sê, laat weet asseblief vir Jan Smits lughawe, daar's 'n dame wat swanger is wat kraampyne het. Sy sê, hoe weet jy? Ek sê want ek het dit nou. En dis my vrou wat daar is. En toe het hulle my dadelik laat afklim en ek is dadelik in en my goed gekry en ons is hospitaal toe. Ek het dit net gemaak. So ek wil vir die ma's wat swanger is sê, I know it. I've been there, I've got the t-shirt. Maar ons is dankbaar dat die Here jou gebless het om swanger te kan wees.
Op die einde wil ons hierdie psalm afsluit met die woorde Thank you Lord for caring. Dankie Here vir moeders wat omgee. En vir u as moeder wil ons vanmôre sê baie dankie. Dankie dat jy ons moeilikheid gehelp dra het. Maar dankie dat jy vir ons bid. Ons waardeer dit. Hemelse Vader, vol lof en dankbaarheid kan ons sing. Want Here, ons het moeders in Suid-Afrika wat bid. Ons het moeders vanmôre wat ons weet, hulle noem ons name in hulle gebede. En ek wil vandag bid vir hulle wat hartseer is, wat vandag miskien in eensaamheid moet sit, omdat hulle kinders hulle verwerp het. Maar ek wil dan ook vir daai kinders bid, Here, dat U deur die Heilige Gees in hulle harte sal praat, en dat hulle sal kom en sal kom restituisie doen met hulle ouers, want die woord sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. Die enigste gebod met 'n belofte. En Here, ek dank U dat ons ook daarvoor kan bid. Here, ons beklei nie met hulle nie, maar ons bid vir restituisie. Laat U naam nou ook in en deur ons verder hierdie dag verheerlik word, tot uitbreiding van U koninkryk, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen.